Hoekom is vrye markinligting nodig? Kan ons in 'n resessie inbeweeg en dalk 'n BTW-verhoging op die nuwe begrotingsrede? In die week se AMT ekonomiese oorsig gesels ek soos ouer gewoonte met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit oor die nuutste ekonomiese nuus en kyk ook wat se moontlike effek dit op die landbousektor van Suid-Afrika kan hê. So maak seker jy mis nie hierdie interessante gesprek nie. Die rand versterk na R18.30 per Amerikaanse dollar, staan op R19.90 teenoor die euro, R23.61 teenoor die Britse pond en op R11.49 teenoor Australië se dollar. Ons nuutste inflasiesyfer bly op 3.2% met prima rentekoerse steeds op 7.5%. Die Brent ruolieprys daal en hak nou vas op $69.39 per vat, 'n vlak wat ons in September laas jaar ook by vasgehak het. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou beïnvloed. Ons gesels met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit weer hierdie week soos ouer gewoonte. En ja, ons gaan gesels bietjie oor ekonomiese resessie wat moontlik of nie resessie nie, maar ekonomiese groei wat moontlik weer bietjie onder druk kan kom met Trump en die tariewe in China en alles. Daar's 'n paar bewegende parte op die oomblik wat die markte beïnvloed en natuurlik budget speech 2.0 wat ook 'n groot impak kan hê. Voor ek daarmee begin, voor ek met die wisselkoers en rentekoerse en oliepryse begin wat ons gewoonlik mee begin, wil ek wil jou 'n bietjie vra, Waldo, wat ons doen, die vooruitskattingsmodelle, die idee om vir almal inligting te gee. Jy is ekonomiese professor, ekonomie 101, wat die basiese beginsels van 'n ekonomiese stelsel is. Wat se voordeel hou dit vir die kopers, maar ook vir die verkopers in? Johnny, dit is eintlik 'n baie belangrike rol. Hoofsaaklik in tipiese ekonomie 101 is daar die groot aanname wat is die vereistes vir 'n mededingende mark, waar niemand 'n prys kan vasstel nie. Daar is 'n interaksie tussen vraag en aanbod en dit bepaal die prys. Niemand is dominant genoeg om eintlik die mark oor te neem en sy prys af te dwing nie. Nou daar's 'n klomp aannames. Jy moet 'n groot hoeveelheid kopers en verkopers wees. Die produk moet gestandaardiseer wees tot die mate dat daar nie te veel kwaliteitsverskille is wat jy nie kan eien nie. En dan 'n belangrike een is, almal moet al die inligting hê. Want natuurlik as jy al die inligting het, dan is die kans dat jy of te min of te veel gaan betaal vir iets baie klein. Jy het genoeg inligting oor wat in die mark aangaan om 'n beter transaksie te kan knoop met iemand, as koper of as verkoper. En ek dink mense sien dit in hierdie moderne era, mense vat nie sommer net met die prys op die rak nie. Jy kyk gou op jou foon, wat kos hierdie ding op 'n paar ander plekke, en dit help jou om jou besluit te maak. En ek dink modelle, vooruitskattings, dit doen presies dit, nou net op 'n baie meer gesofistikeerde manier. Ja, en ek dink dis wat ons van AMT se kant af doen met hierdie ekonomiese video, met die vleisvideo, met die graanvideo's, wat ons bietjie publieke data vat en ons gaan doen vooruitskattingsmodelle en ons probeer die prosent op 'n gelyke vlak sit met die kopers, sodat almal baie meer kompeterende mark kan kry. Dit genoem, Waldo, wisselkoers op af, oliepryse op af. Dis 'n interessante week, Johnny, want gewoonlik as dit nou begroting is, dan dink jy bietjie swakker wisselkoers. Net want daar's nou onsekerheid in die lug en hierdie ronde is nou heelwat onsekerheid. Ons gaan nou sien wat gebeur môre middag. Maar die rand se laaste paar dae sterker. Maar dis nie die rand wat sterker is nie, dis die dollar wat swakker is. En dit is vir verskillende redes, maar onsekerheid rondom hoe president Trump se tariewe gaan inskop of nie. Vandat ons nou laas gepraat het, het hy toe weer uitstel gegee vir Kanada en Mexico op die tariewe wat hy daar op hulle hef. So ek dink in die breë dalk so bietjie minder handel, so bietjie minder vertroue en vraagstukke oor hoe gaan hierdie nou uitspeel in die Amerikaanse ekonomie. Gaan hulle verbruikers nou heelwat meer begin betaal vir goed? Is daar die kans dat hulle dalk in 'n resessie kan inglip? Die ekonome hou hulle werkloosheidssyfers baie sterk dop. So al daai goed maak dat die dollar so knertjie swakker is en die gevolg is die rand lyk so bietjie beter. Nie so seer vir die goed wat ons hier in Suid-Afrika reg kry nie. Ja, want soos wat jy ook gesê het, ons het beerdkrag weer, ons het 'n baie slegte verhouding met Amerika, of die verhouding is besig om te versuur met Amerika. So en ons het hierdie onsekerheid rondom die budget speech. Ons dink tog die rand moet verswak,
Maar nou versterk hy, en dis nou presies wat jy nou sê. Ja, en verlede week se groeisyfers was ook teleurstellend geweest. So as jy nou sê hoe het ons verlede jaar gegroei, weet 0,6% is nou nie iets wat jou behoort opgewonde te maak en sê, maar ek wil rande koop om in hierdie ekonomie te belê nie. Ek sou maar bekommerd gewees het. En ek dink vir die so van daai kant af mens sien landbouuitvoer is besig om goed te doen die laaste kwartaal of wat, maar dit is daarom nie die soort ding wat die hele wisselkoers dryf nie, en ons weet die rand is baie liquid en word wyd verhandel onder ontleikende markte, so met die wêreldse invloede sien ons in ons wisselkoers. So, moeilik om te raai, ek gaan raai sterker. Goeie werk, maar dis maar meestal omdat jy dink die dollar kan bietjie grond verloor. Ja. OK. Een ding waar ek so klein bietjie bekommerd is, en ek hoop jy kan vir my vir ons meer lig rondom die onderwerp skep. Amerika die tariewe, China is baie onder druk nou, mens sien hulle ekonomiese groei, hulle stimulasiepakkette wat hulle moet wat ook nie regtig effek het nie. Kan ons, soos jy nou nog genoem het, ekonomiese groei onder druk sit, wat weer oor die algemeen ons nader en moontlik in 'n resessie kan bring, wat ons dalk weer in 'n siklus kan begin insit van hoë rentekoerse, lae rentekoerse om die ekonomie aan die gang weer te kry. Ek dink dis 'n storie in klomp dele. Ons weet die Chinese groei nog hier teen 5% volgens hulle amptelike data, maar is baie laer as wat ons gewoond is van hulle kant af. So dit tel amper as lae groei by hulle. En hulle verseker 'n stryd aan om te probeer om hulle ekonomie te stimuleer. Maar baie van die maatreëls tot nou toe het sê maar die plaaslike owerhede se skuld hanteer. Dit het die eiendomsontwikkelaars en hulle skakels met die finansiële bedryf probeer om die probleme daar op te los. Hulle het nog nie regte verbruikerstimulus gegee. Soos wat ons dit nou sou ken, jy sny rentekoerse op kredietkaarte en goed, jy sê vir mense hoor, jy begin bestee. So weet hulle probeer sê die finansiële struktuur agter die krisis bietjie versterk, maar dit het nou nog nie laat verbruikers begin bestee nie. Ag, en daar's allerlei vreemde maatstawwe. Ek dink daar is so witblitsagtige drankie wat hulle drink by sakeooreenkomste en vierings van alle aard. As jy nou 'n paar heildronke instel, dan haal jy nou die ding uit. Ek is nie seker wat sy naam is nie, maar se verkope is laer vir die eerste keer in jare. Wat daar sê, die verbruiker is onder druk, dalk is daar so 'n bietjie minder dinge om te vier, en dis eintlik ongehoord dat hierdie spesifieke drankverkope laer is. So dit sê so 'n bietjie iets oor waar die Chinese verbruiker is, en die stappe wat hulle geneem het, help nog nie direk met daai deel van die probleem nie. Dis 'n baie moeilike, ons kan 'n hele episode doen omtrent oor, is die Chinese besig om in dieselfde probleme in te slaap wandel omtrent wat die Japaneese getref het in die vroeë 90er jare. Dat jy sit eintlik met bankrotbanke en maatskappye wat jy nie wil laat ondergaan nie, en nou hou jy hulle so half aan die gang, maar hulle is ook nie meer effektief en produktief soos wat hulle moet wees nie. So aan die Chinese kant is die groei vooruitsigte gedemp. Die bekommernis is maar die FSA, maar baie goed speel hier 'n rol, en ek dink om te kyk na inflasiesyfers, werkloosheidssyfers is sinvol. Daar's nog nie 'n groot sein van 'n regte resessie nie, maar daar's baie bekommernis oor dat hulle ekonomie gaan stadiger groei as wat hy nou die laaste klompie jaar gegroei het. En ek dink dit op sigself, jy plaas dan maar 'n bietjie die dollar onder druk, dit maak die oliepryse 'n bietjie laer, daai dinamiek. Ons het ons eie moeilikheid, die ekonomie sukkel om aan die gang te kom. Ja. Laer groei in China moontlik, Amerika laer groei ekonomies wêreldwyd wat ons nou kan verwag moontlik as 'n nagevolg van hierdie trade war, hierdie tariewe oorlog wat ons nou sien. Wat kan dit beteken vir ons landbou spesifieke uitvoere? Ek dink so 'n bietjie laer vraag, en mens sien dit maar verbruikers skaal nou nie dadelik af op kos nie. So dit behoort te hou, maar hulle skaal dalk 'n bietjie af op klere wat dalk weer wol onder druk kan sit. Katoen, wat ons gesien, katoen is geweldig onder druk die laaste jaar of so. So dit, ek dink dit demp die vraag of die van die eindverbruiker van wat die produk ook al is. So dis nie die beste nuus nie, maar as dit lyk asof die ekonomie 'n bietjie stadiger groei, is die kans dat hulle rentekoerse dalk nog 'n klein bietjie kan afbring daar.
wat weer aan die ander kant 'n voordeel is. En veral in ons geval sal dit ons het nie nou inflasie druk om van te praat nie. So dit sal lekker wees as rentekoerse nog 'n klein bietjie laer kan kom sonder dat ons 'n inflasieprobleem het. Want ons wil investering aan die gang kry. En dit trek ook weer deur uiteindelik na die landbou toe. So ek dink as ons dalk kan gaan kyk, ek dink moontlik kan ons dalk bietjie laer insetkostes nou sien. Oliepryse wat moontlik af is, invoerkostes wat moontlik bietjie af is as ons na 'n sterker wisselkoers gaan kyk. Maar dit kan ook ongelukkig gaan oor die korttermyn bietjie ons kommoditeitspryse onder druk ook sit. Maar dit beteken vir ons dalk 'n goeie volgende seisoen as ons na mielies volgende jaar kyk, laer insetkostes en as ons dan weer 'n bietjie hoër kommoditeitspryse kry, dan kan ons weer positiewe winsgewendheid in die landboubedryf spesifiek sien. Ek dink jy argument is reg. Ja, en ons hoop maar dit is wel die geval. En baie dankie vir Prof Waldo. Ons het baie interessante gesprekke. Ek dink ons moet so vinnig dalk gou oor die budget speech praat. Yes, kortliks, Johnny. Kortliks. Die spekulasie. Verseker. So die minister het nou begroot vir meer besteding as wat hy gedoen het in die mini-begroting. Daar was al reële besteding was plat geweest. Nou is daar 'n toename in besteding en nou soek hy geld vir dit. So dis die kort en die lank van die probleem, is amper soos in meeste huishoudings, daar het skielik 'n ding opgeduik. Sy voorstel is nou afgeskiet van die 2% verhoging. Hy kan nie net daai spesifieke item sny nie, hoofsaaklik omdat dit die COVID social relief of social distress grant is, daai enetjie, die R370. Dit is ook die gedeelte van die loonverhoging wat hoër is as waarvoor hy begroot het. Hy het vir 4.5 begroot, nou het hy op 5.5 ooreengekom. Daai verskil moet hy opmaak en die sogenaamde voorste linie dienste. Mens lees van die dokters in die Weskaap wat nie aanstellings kry nie, die onderwysers in KwaZulu-Natal wat afgedank word, dis daai geld wat hy nou soek. Daar's baie voorstelle daar buite. Party ons sê dat daar's 500 miljard rand se vermorsing. Dis 'n woeste syfer. Maar daar is ook vermorsing. Hy kan sny om 'n deel van daai op te maak. So vir hierdie 25-26 begrotingsjaar kort hy 60 miljard. So hy kan mik om te sny. Hy wil nie nog skuld maak nie. En ek dink selfs in sy eerste voorstel het hy nie skuld verhoog nie. Ek sal verbaas wees as hy meer leen vir hierdie net omdat dit so slegte sein sal stuur vir kredietgradering. Dan is dit gaan hy kan inkomste verhoog iewers. Daar is nou baie spekulasie, 0.75% of persentasiepunte op die BTW koers. Ons weet nie. Jy kan natuurlik die brandstofheffing druk, jy kan weer blokkryping toelaat, dat jy nie die kerwe aanpas vir inflasie nie. Daar's maniere om hy geld bymekaar te skraap. Ek dink die vraag is eintlik meer polities as ekonomies. Maar die ekonome kan sê bietjie sny, klein verhogingkie, maar miskien 1% op BTW, miskien bietjie hoër brandstofheffing, daar is jy reg. Maar die politieke partye het gesê hulle wil geen belastingverhogings hê nie. So of die president moet hulle iets fantasties beloof wat hulle vir hulle ondersteuners kan verkoop om te sê maar okay, ons het toe nou maar daai teruggerol, maar kyk wat kry ons. En daar kry hulle dit so Amerikaanse Doge-styl hersiening van besteding. Sê ook die belofte is ons verhoog nou met 0.75 persentasiepunt die BTW, maar in ruil daarvoor kry ons oor die volgende jaar 'n geharde hersiening van alle besteding. Ons sluit 'n klomp goed, ons dank mense af, ons gaan regtig nou ernstig raak oor besnoeie. So belofte. Of een of ander belofte. Maar gaan hulle dit regtig kan deurvoer? As hulle nou so belofte maak. Hoe baie glo jy hierdie ou wat die beloftes maak? En hoe baie glo jou ondersteuners dat jy dit sal kan kry uit jy genoeg planne het om dit dat kan afdwing. So daai is die interessante politiek van môremiddag. Wat is jou gevoel? Wat se persentasie? Gaan ons BTW verhoging sien en hoeveel? As ons hom sien, dink ek 1 persentasiepunt is net meer logies as 0.75. Okay. Ek dink dit sal mors by die kleinhandelaars. Ja, almal se invoice fakture mekaar kry. Ja. So ek dink een sit jou op net so onder die 30 miljard. So dis omtrent die helfte van die geld wat hy nodig het.
ek sal eerder dit verkies wat op 'n breë basis is as van die ander voorstelle wat daar buite is. Ek het gehoor daar's 'n luxury tax wat hulle wil inbring en ek weet nie, daar's klomp goed wat hulle nou inbring is. Hulle sit net meer druk op die belastingbetaler dan. Absoluut. En dan veral die ou wat klaar direkte belasting betaal. Ja. Jy weet op wat 'n baie smal basis is, 'n klein groep van die bevolking betaal daai. So as jy nou 'n finansiële dienste transaksiebelasting van 0,5% op elke transaksie. Ja. Sulke soort goed, dit is nie goed nie. Ja. En natuurlik om te sê ons skrap nou die belastingaftrekbaarheid van jou pensioenfonds bydra of van jou mediese fonds bydra. Daai is groot geld. Maar dit sal nou die belangrikste belastingbetalers baie swaar tref. Ja, En dit sal nogals 'n teken wees van beleid wat in 'n ander rigting beweeg as wat dit oor die laaste 20 jaar gedoen het, 30 jaar. I mean die met al sy foute het die regering daarom nooit weet op 'n geniepsige manier die belastingbetaler geteken wat die grootste deel van sy belastinginkomste vir hom inbring. Ja. So iets sal dramaties wees en dalk selfs meer dramaties is om ekstra geld te leen. Ja. Dit so iets sal nie haal. Ek sien dit nie sommer gebeur nie. Ek dink die makliker politieke plan is versprei maar die pyn op verskillende plekkies, dan is niemand te kwaad nie. Maar almal is saam bietjie kwaad. Ja, want ek dink is baie gevaarlik vir die ANC of vir die regering om daai belastingbetaler en hulle die risiko te loop dat van hulle dan nou nog die land verlaat byvoorbeeld. Daar baie groot maatskappye is hulle soos mense nou Engels sê footloose, jy weet hulle kan skuif en hoë waarde individue, daar is 'n groot skoot van belastingemigrasie. Ouens wat nou hulle verander waar hulle belasting betaal. So mense wil nie daai ding verder momentum gee nie. Jy wil eerder daai mense, hulle geld, hulle kundigheid, alles hier hou, dat vir ekonomiese groei. Ja, vir werkskepping, vir al daai tipe goed, want dit is tog 'n belangrike aspek van dit. Absoluut. Ag baie dankie Waldo. Dit was 'n baie interessante gesprek, soos gewoonlik gewees. Skakel in volgende week wanneer ons seker die begrotingsrede hopelik gaan uitpak, wat dan wel hopelik op die tafel gesit was, maar as hy weer uitgestel is, dan kan ons weer lekker verder daar gesels. Baie dankie prof. Dankie Johnny. Ja. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom om by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ek sal al die skakels in die beskrywing onderaan sit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.